Ons wil aan U bring alles wat lofwaardig is, Vader. Want U is die een wat ons voorberei, U is die een wat ons dra en versterk, o Here. Daarom vind ons uit ons harte, dis nie moeite werd om aan U te bring lof en eer en aanbidding. Heilig is ons Here, waardig vanmôre om hom te aanbid in Jesus naam.
Lord, I dankie, Here. Ons het 'n geleentheid. Ons het 'n uitnodiging. Ons het 'n roepe na ons toe, Here. En dankie dat ons môre kan sê, ons neem dit aan in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Is dit lekker afgegaan? Mooi. Partykeer moet ons maar, soos hulle sê, die water toets. Die water toets. Maar alles wat oor Jesus gaan is 'n goeie water. Goeie water. Ons wil dit net neem en ons wil dit net doen. Ek wil vanmôre gesels oor iets wat Jesus self met ons gedeel het in Johannes 14. Hy sê, julle ken die Heilige Gees. Hoor die stelling. Hy sê reeds, julle ken die Heilige Gees. En baie kere dan sê mense, nee maar, ek is nog nie daar nie, ek is nog weer daai versigtige treetjies wat ons nog so wil gee en so aan, nee. Maar Jesus sê, ons ken die Heilige Gees. Hoor wat sê, waaroor het ons verlede week gesels? Oor liefde, wat God wil hê in ons hart moet wees. As julle my liefhet, sê die Here Jesus, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Dat die Gees van die wêreld. Maar hoor, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek meen, dink 'n bietjie as jy roosbome het soos ek nie, en daar bly bietjie van daai doringkies in jou vinger af nie. Ek is bewus van hom. Julle sal bewus wees, omdat hy in julle bly en in julle sal wees. Jesus kom met 'n pragtige aanslag om vir ons die twyfel en die bekommernisse en die oomblik wat ons sê, Here, ek is onseker, vir ons te kon sê, ek gee vir julle vandag kennis. Bære dit in julle stelsel om te weet. Maar hoor wat sê Paulus, hoe lyk daai stelsel? Weet julle nie dat julle 'n tempel is van God en die Heilige Gees van God in julle woon nie? Vat maar so 'n bietjie aan jouself. Hierdie is 'n tempel van God. God se tempel. En ek wil vanmôre hê ons moet so 'n bietjie dink daaroor. As Paulus ons so bewus maak van wie ons is, wat ons het, en wie in ons woon, en ons dan in hierdie tydperk van Pinkster nou weer inbeweeg, is dit nie nou net weer 'n nuwe ding nie. Dis iets om ons op te charge. Dis iets om ons batterye weer vol te maak. Is iets waarin ek my weer van vooraf kan meet, om te sê, het ek nie dalk iewers langs die pad vervlou, of wat ook al dit geval mag wees nie. Dit is wat Pinkster so wonderlik maak, is die feit dat Pinkster gaan oor Heilige Gees en geloof. Heilige Gees en geloof. Die Heilige Gees is nie maar net nie. Ek het die geloof nodig om te weet dit wat Jesus sê, dat hy wel in my is. Dit gaan oor berou, dit gaan oor omdraai. Dis wat Pinkster my leer. Daar's 'n tyd wat ek weer kan sê, Here,
kan nie meer nie. En dan kom Jesus en sê, ek gaan jou leer hoe om weer asem te haal. Want ons het al so diep verval en so diep in bekommernis beweeg, maar Pinkster leer vir ons om God se beloftes weer joune te maak. Myne, ek mag hier wil. As die ou laat my nie daarvan hou nie, dan moet dit maar nie daarvan hou nie, maar dit moet nie jou spoed breek nie. God is goed, en elkeen wat hom aanbid, sal in sy goedheid en in sy guns bly die hele tyd. Is dit nie wonderlik nie? Sê 'n bietjie vir my hart, amen. Amen. Nou om te verstaan en te weet wat Paulus vanmôre vir ons probeer sê is dat ons het nodig om elke liewer dag dan deur die geloof die waardes van die geestelike kennis wat Jesus sê ons het, ons daarin te verdiep. Dis nie net ek het dit nie. Dis net so goed ek sê ek het nou die Here aangeneem as my verlosser en saligmaker, nou klim ek op my rocking chair en ek is op pad hemel toe. Dis nie hoe dit werk nie. Dawid was so erg oor die Heilige Gees en hy smeek God, neem u Gees nie van my af weg nie. Wat is ons sonder die Gees? Niks. Want die ding is, dit wat God vir ons beloof het, en dit wat op ons uitgestort het, onthou dit kom van bo. Maar dit stop net hier. Wat gebeur hier? Dis net brein. Die brein wil net weet, daar is 'n Heilige Gees. Die brein wil net weet, daar is iemand wat vir hom sorg. Die brein wil net sê, kom tot hier, maar moenie verder nie, die res is ek okay mee, ek kan vir myself sorg. Maar dis wat die woord van die Here vir ons probeer leer, is dat God wil hê, dat die volle seën wat hy in ons ingestort het, ons hele lyf, tot in ons hart, moet oorneem, die volle seën van God se genadegawes. Die volle seën. Die Here wil my nie net bless en dan loop hy weg. Ek moet weet waarvoor het hy my geseën. Ek moet weet hoekom wil hy soveel moeite met my doen. In die eerste plek omdat hy my lief het. Ek het u lief terug, o Here, met my hele hart en met my hele siel. Ons kan dan nie die gawes van God ken, as ek dan nie sê, Here, dit wat u in my ingeplant het, wil ek hou vas. Wil ek hou vas. Onthou, daar's groot werk wat die Here vir ons gegee het. Wat is die grootste werk wat in Matteus 28 vir ons geskrywe staan? Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou. Dis hoekom ek so dankbaar is oor Pinkster. Leer my weer, Here. Leer my weer. Maak seker, Here, dat in my hart, dat ek daardie skatte, daardie wysheid, en daardie kennis van Jesus Christus in my binneste bære. En as ek dit gebære het, hoe maklik is dit om dit uit te leef? Hoe maklik is dit om dit uit te leef? Paulus sê, ek is bereid om alles skade te ag. Alles, maak nie saak hoe goed die wêreld en mense vir hom is nie. Ek is bereid om alles skade te ag, terwille van die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus sy Here. As die Here my iets kan leer, dan gooi ek al my spanners neer. Here, wag, gaan nou gou by jou voete wees. Mooi hoor. Ek moet mooi hoor. Dis waarvan die mens ontbreek. As gevolg van die rede dat ons so rustig geraak het, want daar kom 'n tyd wat almal sê, ja, die Pinksterweek is nou verby, so nou kan ons ontspan. Ons moet elke dag bid. Bid elke dag dat God vir ons nooit sal vergeet nie in die gawes wat hy het. Die eerste gawe is die gees van wysheid. Die gees van wysheid is om die hele woord van God
oop te maak om dit joune te maak. Ek gee nie om hoe besig is nie. Party daar sê, ek moet nog gras sny, ek moet nog die skorrel goed was, en ek moet nog dit en ek moet nog dat nie. Maar ek kan nooit vergeet om die gawes van God se kennis in my te laat aanhou werk en werk nie. Ek moet die diepe rykdom van daar's 'n erfenis. Daar's 'n erfenis wat aan ons gegee is, en daardie erfenis moet ek oopmaak, ek moet dit myne maak. Iemand sê op 'n stadium vir ons dat hier kom iemand, hy sê, jy het die erfgenaam, hier is jou groot persentjie, maar jy is ryk. Maar hoe ryk is ek? Ek sal dit eers weet as ek die geskenk oopgemaak het. En dis wat God wil hê. Ek het vir julle die gawes gegee. Bid van my die kennis hoe om in daardie gawes te opereer. So baie mense kom en dan sê, pastoor, daar in 1800 en wat ook al nie, jare terug, het die Here vir my die gawe van genesing gegee. Wat die dokters nou skielik nou weg. Weet julle wat doen God? God sê, as jy gehoorsaam is, en ek sien jou, dat jy soek na die kennis en na die wysheid van die gawe om te kan genees. Wanneer jy op jou hoogtepunt van jou lewe is, dan sê God vir jou, sien jy vir Suster X, sien jy vir broer Y, gaan jy jou hande nou op hulle. Nou word hulle gesê, is Henk nie goed nie, is June nie goed nie, is hy nou nie goed, nee, ek is goed omdat ek gehoorsaam was aan die woord van die Here. Ek het toegelaat dat daardie rykdom van die erfenis wat ek ontvang myne geword het. En God sê, you ready to be used. You ready now. Prys sy wonderlike naam. Ons moet God en die Meester ken wat Christus en die Heilige Gees aan ons gegee. Sonder God het Christus en die Heilige Gees nie bestel nie. Baie vra, hoe sal ek weet dat dit die Heilige Gees is wat my gaan leer en my gaan lei in alle waarheid? Ons vertel het, ons verkondig het dag vir dag. Die antwoord is dood eenvoudig omdat Jesus gesê het, jy ken die Heilige Gees. Nie ander draadjies nie. Jy ken. En as ons vanmôre sê, hoorie jy moet dan begin soek as jy bekommerd is dat die Here Jesus hierdie dinge vir my sê. Dis nie 'n negatiewe nie. Dis 'n opgewondenheid. Pinkster sê vir my, yes, doen dit. Soek na die dinge van die Here. Soek na alles wat daar bo is, sê Jesus. En nou sê die Here Jesus, hy sal in jou woon. Die Heilige Gees se teenwoordigheid het ons bewys geword. My bewys. Maar ek moet hom toelaat in my lewe. Dis nie net, hoor ek kom gou hier my handtas, daar het ek die bewys nie. Nee, ek moet hom toelaat om iets in my lewe te word. Ons moet hom volkome met geloof in gehoorsaamheid moet ek hom inneem. Geloof en gehoorsaamheid moet ek hom inneem. Ons moet aan sy totale volle heerskappy moet ek myself onderwerp. Wat sê baie van die manne in die woord? Kom Here Jesus, kom, ek het u lank verwag. Nou wanneer die Heilige Gees in jou dan begin werk of in jou lewe aktief is, dan is daar een baie belangrike ding wat moet gebeur. Laat die Heilige Gees toe om van Jesus Christus te getuig.
Dis wat die woord vir my sê, want as ek die Heilige Gees verstaan, dan gaan die Heilige Gees die opdrag wat hy vir ons gegee het, gaan dan heen. Dis die getuienis wat ons uitdra, gaan dan heen maak. Het jy gehoor van Jesus? Hoe groter die geloof, hoe groter is die werke van die Heilige Gees. Hoe minder is ons twyfel en ons probleme. Hoe minder is ons vrese en ons huiwering, want wanneer ons dit in ons het, wat sal ons sê? Hier is ek, Here, soos Jeremia sê, stuur my. Stuur my, Here. Maar die waarheid van die inwonende Gees van God moet eers in verlede week se verhaal van die hart wat oopgemaak moet word, gereed gemaak moet word vir die liefde van die Here wat daarin moet wees. Dis sy liefde om vir ons die Heilige Gees te gee. Baie keer sê hy gee dit vir ons mahala, maar hy doen nie. Hy soek om te vind. Hy soek om te kyk op in wie kan hy belê. Ek gaan nie my geld vir iemand gee, wat ek weet ek gaan dit mors nie. Maar nou sê ons, wie is die iets in iemand? Baie eenvoudig. As jy jou hart vir 'n verlosser en 'n saligmaker gegee, dan staan jy voor in die kiel. Dis waar alles begin. Daarom is dit belangrik dat ons die skrifte moet bestudeer, nie sonder die Heilige Gees nie, maar met die Heilige Gees. Ons moet weet dat daar, nou dat ons harte en ons lewe vir die Here oopgemaak het, is daar nou 'n tyd en 'n plek wat ons geskep het vir die Heilige Gees om te werk. Heilige Gees het kenmerke. Dit is wat die Gees in my doen, wat betrekking het tot die uiterlike van my lewe. Met ander woorde, hy werk van binne af buite toe. Onthou die ou hippie wat daar by die kerk gekom het, hy lyk so slorrig soos môre heeldag. En hy gee sy hart daai aand vir die Here. Volgende Sondag toe kom die hippie nog steeds, hy lyk presies dieselfde. Dan sê hulle, maar is dit nie die man wat verlede week sy hart vir die Here gegee het nie? Ja, sê die prediker. Maar onthou die Here werk van binne na buite. So as ons eers verstaan wat die Gees ons wil aandoen, as ons eers wil verstaan dat die Gees in my 'n innerlikheid wil vermag, hy wil beheer hê in jou binneste. Want beheer gaan nie net oor wat ek gaan dink om môre weer nie aan te trek of skoon aan te trek nie. My hele lewenswys, die uitkyk van hoe ek van nou af werk, gaan in God se guns wees. Nou die uiteinde is, ons praat van gesindheid, ons praat van gehoorsaamheid. Al daardie dinge is 'n voorvereiste wat die Here van ons vra. Maar God sê, hoor my Gees, hy wil my aan jou openbaar. Ek wil nie weer net lees, daar is 'n God nie. En die begin het God die hemel en die aarde geskep. Wat 'n mooi verhaal. Maar sê dit van hier uit jou innerlikheid, sê dit hier waar dit punte tel, sê dit hier waar jy vir jouself kan sê, self, ek het nou vrymoedigheid om die naam van die Here uit te roep. Daar's 'n doel waarom die Heilige Gees vir ons gegee is. En daardie doel moet ons eie maak. En as ons dit begin doen, dan sê ek is nou in Pinkster. My hele wese is in Pinkster, want ek het daardie doel myne gemaak en nou kan die Gees met my gees getuig dat ek kind van 'n lewende en 'n heilige God is. Nou kan ek getuig, hy woon in my. Dis Pinkster. Dis wat Pinkster vir ons sê. Ek kom met 'n verklaring dat die Gees woon in my. Ons moet nie net tevrede wees om die Gees te ken nie. Wat ons mee tevrede moet wees as ek in 'n stille aanbidding in hierdie tempel kan terug inloop
en voor hom neerval, en om as jou God te kan aanbid. Dis wat Pinkster is. Pinkster sê ek gee aan hom al die lof en die eer. Pinkster sê ek onderwerp my aan alles wat die Gees van die Here vir my sê en doen. Pinkster sê vir my dat ek met so 'n versekerdheid dan hierdie Gees so sal aanvaar en ervaar dat wanneer ek voor God neerbuig, ek vir hom sal vra dat 'n magtige werking van die Heilige Gees in en deur my sal geskied. Wat is die mens dat God aan hom dink? Hy het hom weinig minder as 'n engelewese gemaak. God is baie lief vir ons. Nou moet ek vir myself sê, as ek 'n boom is, waaraan gaan die boom geerken word? Die vrug van die Gees. Ons sien 'n lig. Elektriesien het al die moeite gedoen om ons lig te gee, maar as ek hom nie gaan aanskakel nie, gaan hy geen waarde in my lewe hê nie. Ons is mense by mekaar. As ek nie gaan moeite doen om met mekaar te begin gesels nie, bietjie uit te reik na mekaar toe, gaan ek niks van die mensdom ontdek nie, en nog minder gaan hulle iets van my ontdek. En so werk dit met die Heilige Gees. As ek nie mooi bemoeienis met die Heilige Gees maak nie, kan ek die Heilige Gees nie in besit neem nie. Pinkster is nie net van gee nie. Pinkster sê, as jy reg. As jy nie reg is nie, sodat die ander gesê, kom reg nie. As jy nie reg is nie, bly by die voete van Jesus. Wat het dit in Handelinge gebeur? 3000 mense het op een dag tot bekering gekom. Hoekom? In geloof het hulle gehoor wat Petrus probeer sê. En toe hulle hoor wat Petrus probeer sê, het God op die aarde neergekyk en hy het gesê, Gees, vul hulle, want hulle is gereed. 3000. Dit was in die begin. Pinkster verkondig vir my dat ons deur die Gees moet lewe. Dan klink dit soos of ek sê, nee, nou mag jy niks, jy mag nie meer mens wees. Die Heilige Gees help jou om mens te wees. Die Heilige Gees is juist vir ons gestuur, sodat ons die volle deel van God se Gees kan ervaar. Die volle deel van God se Gees. En as ek die volle deel van God se Gees is, dan kan ek maar so sê. Mooi so, 'n vrouediens lei. Mooi so. Ons was gehoorsaam. Kom ons by ons oor. Here Jesus, ons is so dankbaar en bly. Ons is so dankbaar en so bly dat ons in 'n Pinkstertyd kan inbeweeg. Here, net soos wat ons elke môre die woord van God oopmaak en myself verryk met dit wat daarin staan, kom ons en ons het 'n uiterlike aandoening van u Heilige Gees wat in ons binne kom woon het. En nou, Here, saam met die Heilige Gees, saam met die woord, kan ek maar net jubel en kan ek net juig dat my koning lewe. Hy is nie net vir my aan die kruis nie. Hy het nie net vir my opgestaan nie. Hy het nie net vir my opgevaar na die hemel toe nie. Hy het gesê, ek stuur vir jou die trooster. Maar dankie Jesus, die het iets in my oopgemaak. En daardie iets is dat die sê dat ek ken die Heilige Gees. Here, maak my nuuskierig. Maak dat u woord die naprediker sal wees oor die dinge wat ons moet weet en moet ken.
En Here, laat ek dan daarin wandel, sodat ek elke dag in opregtheid aan U kan bring. Al die lof, al die eer, en al die aanbidding van my harte. Seën elkeen wat dan hier is vanmôre, en ook vir hulle wat nie hier kan wees nie, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Baie dankie.